Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy bly vir altyd getrou en laat nie die werk van sy hande vaar nie. Amen. Liewe gemeente, die Here groet u vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here en Verlosser, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n kosbare, veilige oomblik waar ons u naam kan aanroep. Here, baie dankie dat ons vanoggend as gemeente saam voor u kan kom buig. Here, dankie dat hierdie 'n geleentheid is om alreeds diensbaar vir u te wees. Here, 'n erediens gaan juis daaroor dat ons kom om met ons sang, met ons luister, u te verheerlik. Om weer te besef dat ons doel hier op aarde is om u groot te maak, om ons hele lewe op u te rig. Mag dit ook vanoggend tydens hierdie erediens gebeur. Here, vanoggend wil ons alreeds kom bid vir Tannie Susan Silje en haar kinders in hierdie baie moeilike tyd. Vader, ons vra dat u hulle in hierdie tyd sal vertroos en dat u hulle met u liefde sal toevou. Vader, en dan bid ons vir elke persoon wat reg oor ons land geraak is met die vloede. Ons dink aan boere wat dele van hulle oeste verloor het en die groot skades daaronder in die Oos-Kaap onder andere. En soveel mense wat in hierdie tyd nie 'n veilige heenkome het nie. En Vader, ons wil vir elkeen van hulle bid dat hulle in hierdie tyd nie sal moed verloor nie, maar dat hulle ook die liefde van u kerk, van gelowiges sal ervaar, waar ons ook uitreik en 'n verskil in hulle lewens maak. Here, ook nader aan ons weet ons dat mense swaar kry, dat daar uitdagings is ook vir ons boerderygemeenskap. En ons wil hulle in hierdie tyd aan u kom opdra en ons wil vra dat u ook hulle sal onderskraag en dat u sal gee dat hulle ook hulle oeste vir hierdie seisoen sal kan afhaal. Here, ons bid vir elke ander persoon in ons gemeente en in ons gemeenskap wat deur 'n krisis gaan, en ons bid dat hulle ook na u toe sal draai en dat u vir hulle in hulle omstandighede uitkom sal gee. Vader, kom seën ons wanneer ons nou u woord in ons hand kom neem, wanneer ons hierdie woorde lees. Ons belydenis is dat dit u openbaring is. Dat hierdie woorde die woorde is wat u wil hê dat u kerk oor eeue moet hoor. Mag ons dit dan hoor vanoggend en mag ons hierdie boodskap deel van ons lewe maak. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Liewe gemeente, ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 19 vers 23 tot 27. Toe die soldate Jesus gekruisig het, het hulle sy boekleed geneem en dit in 4 dele verdeel. Vir elke soldaat 'n deel en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos van bo tot onder aaneengeweef. Hulle sê toe vir mekaar:
Laat ons dit nie skeur nie, maar loot wie dit moet kry, sodat die skrif vervul sou word wat sê: Hulle het my boklere onder mekaar gedeel en oor my klere het hulle die lot gewerp. Dit is wat die soldate toe gedoen het. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder: Vrou, kyk, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel: Kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Liewe gemeente, tot sover vanoggend ons voorlesing uit God se heilige en onfeilbare woord. Liewe gemeente, ons tema vir vanoggend is: by die kruis vind ons 'n nuwe huis en familie. Daar is min plekke in die Bybel waar liefde en pyn so naby aan mekaar staan soos by die kruis van Jesus. U sien, Johannes vat ons nie eers na 'n huis toe nie. Hy vat ons nie na 'n feestafel toe nie. Hy neem ons nie na 'n baie mooi, pragtige, rustige, vreugdevolle Moedersdag tafel nie. Johannes neem ons na Golgotha, na die plek van bloed, spykers, vernedering en dood. En daar by daardie kruis met al daardie lyding staan 'n moeder. Maria staan daar. Sy kyk na Jesus, daardie klein babatjie wat sy in haar arms vasgehou het. Dit is oor hom wat Simeon mos juis gesê het: 'n swaard sal deur jou siel gaan. En nou staan Maria daar, die werklikheid van daardie swaard, van daardie pyn en lyding, ervaar sy eerstehands. Sy sien hoe haar kind gemartel word, hoe haar kind bespot word, hoe hy naak, ontklee word, en sy sien hoe hy sterf. Moedersdag is vir baie mense, in teenstelling met hierdie prentjie, 'n mooi dag. Dis 'n dag om dankie te sê, om lief te hê. Dis 'n dag om vir ma te eer. Maar ons weet ook, dit is nie so eenvoudig nie. Vir party is daar vreugde, vir ander is daar vanoggend rou en hartseer. Vir party is moeder nog hier naby aan hulle. Hulle kan letterlik heel moontlik na hierdie erediens saam gaan eet. Vir ander is moeder se plekkie leeg. Vir party moeders is daar kinders wat vandag gaan bel of 'n WhatsApp boodskap gaan stuur. Vir ander is daar niks. Vir party is daar mooi herinneringe saam met moeder. Vir ander is daar wonde. So liewe gemeente, daarom is dit genade dat die Here vir ons vandag in die eerste plek nie 'n blink, perfekte prentjie van 'n gesin en van
moederskap aanbied nie. Maar dat hy ons eerder neem na die kruis van Jesus. Want jy sien, daar by die kruis hoef niemand voor te gee nie. Daar by die kruis is daar plek vir jou en my trane, vir ons skuld, vir verlies. Dit is juis by die kruis waar daar plek is vir gebroke mense. En dit is juis daar aan die kruis dat Jesus homself kom openbaar as die verlosser wat midde sy lyding nog steeds versorg. Jy sien hierdie gedeelte begin waar die soldate Jesus kruisig en waar hulle besig is met sy klere en waar hulle dan nou uiteindelik kom lood oor wie kry daai spesiale onderkleed. Dit lyk nogal wreed, terwyl iemand ly en besig is om te sterf, dat daar oor sy klere geloot sal word. Hierdie soldate gryp in 'n tyd van hartseer en lyding. So asof dit vir ons die prentjie wil kom skets van ons as mense wat so gewoond geraak het aan die dood en die hartseer van hierdie wêreld. Dink sommer maar net aan al hierdie prentjies. Nou ek het self nou na die prentjies, na die video's gekyk. My pa het groot geword in die Lang Kloof. So ek weet nogal so ietsie daarvan, baie min, maar hoe dit lyk en waar ouma hulle nog so gebly het en dan hoor 'n mens die oproepe van daardie kant af van oeste wat heeltemal weg is nou. Ons sien mense wat ontredderd is. En ons hoor ons die oproep van burgemeesters wat sê, as dit nat is in julle huise, bel ons sal probeer help. En vir party is dit daar ver. En ek weet hier in ons eie dorpie en gemeenskap, as ons ook 'n bietjie oor kan die brug gaan kyk, dan is dit nie veel beter nie. Ons het Dinsdag by Huislou van Wyk met die gemeenskapsuitreik wat daar is, het ons gehoor van Solitude se 9 oumas na wie hulle kyk. En dan sê hy, dit word nie droog in die Makoekoes nie. Die oumaatjies hoes weer. Het ons dalk soos hierdie soldate kliphard geword? Draai ons kop weg van dit wat 'n bietjie ander kant die brug gebeur, omdat dit nie ons mense is nie, omdat dit so bietjie ver van ons af is. Maar wanneer hierdie stikkend gebeur en wanneer hierdie loting plaasvind oor Jesus se klere, dan sien ons dat Johannes juis kom sê, maar dit wat hier gebeur is nie buite God se wil nie. Die kruisiging van Jesus het nie vir Jesus ontkant gevang nie, want daar staan dan juis, hy het my klere onder mekaar verdeel en daaroor die lot gewerp sodat die skrif vervul kan word. Jare voor hierdie gebeurtenis is dit al geprofeteer. Dat dit gaan gebeur tydens Jesus se kruisiging. En broers en susters, dit leer vir jou en my vanoggend dat die chaos rondom Jesus se dood, se kruisiging nie mense se werk is nie,
maar dat God daardie oomblik gekies het, bepaal het, sodat daar vir die wêreld kon redding aanbreek. Hierdie stukkie oor die soldate en Jesus se klere wat uitgeloot word, beklemtoon die diepte van sonde en die impak van sonde. Jy sal onthou dat Adam en Eva nadat hulle sonde gedoen het hulle agtergekom dat hulle naak is. En in hulle eie pogingkie het hulle vye blare gebruik, maar uiteindelik later het Jesus of het God vir hulle die velle van diere gebruik en gegee vir klere om daardie skaamte van die sonde te bedek. En dit is wat met hierdie gebeure van die soldate gebeur is om dit te beklemtoon. Jesus hang daar aan die kruis naak. Onthou jy, dis die vloekhout word dit genoem. So ons moenie lig dink oor Jesus se kruisiging nie. Ons moenie dink dis niks nie. Die kruisiging van Jesus is om jou en my sonde en ons skande en ons skuld te kom wegneem. Maar hy moes dit dra. Ons probeer ook vandag altyd hierdie mooi prentjie voorhou. Ons probeer ook altyd voorgee dat ons so klein bietjie beter is as wat ons is. En ek doen soms nog sonde in die donker waar niemand kan sien nie. Daar kan ons nie vir God wegsteek nie. Daar by die kruis weet hy presies wie u en ek is. Of ons soos die soldate is, of dit is oor ander goed wat ons gedoen het, maar ook daar is ons sondes ontbloot. Maar dan die wonder dat dit juis ook daar by die kruis is waar ons met genade bekleed word. Waar God weer jou en my sondes kom wegvat sodat ons voluit vir hom kan lewe, sodat ons in geregtigheid voor hom kan staan. So broers en susters, dit gebeur nie net nie, dit is om uiteindelik by daardie kruis oomblik te gaan buig en jou en my sondes te gaan bely en om te vra dat Jesus, ons verlosser, ons van daardie sonde sal vergewe. Daar en daar alleen word ons sonde, ons skuld, ons straf, ons skande finaal weggeneem. Maar dan kyk Johannes 'n bietjie weg van daardie soldate af wat met hulle eie goed besig was. En dan sien hy die ander mense daar rondom die kruis. En dan sien hy Maria. En Johannes vertel van hierdie ongelooflike oomblik waar Jesus hulle ook raak gesien het. Ook Jesus se oë verstar nie net op die soldate nie, maar hy draai ook na Maria toe en hy draai ook na sy geliefde disipel toe. En dan is dit daar waar hy midde sy pyn ook vir ons kom wys dat hy steeds
vir sy mense, vir daardie mense, die wat weet en nie weet nie, vir hulle met liefde kom toevou. Dit is daar waar hy mos vir sy vyande gebid het, waar hy vir die misdadiger gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy kyk na ander en hy gee uitkoms en vergifnis en genade, en dit is daar waar hy dan ook na sy moeder kyk en sorg dat sy vir die toekoms versorg sal word. So jy sien, wanneer u en ek vandag in 'n krisistyd is en wanneer die lewe ons kom boelie en wanneer ons sukkel met ons vrae, dan weet ons dat Jesus ons pyn en lyding raak sien. Soos wat hy die behoefte van Maria raak gesien het toe hy aan die kruis gesterf het. So miskien vir die moeders vandag wat wonder of God nog aandag gee aan jou huis, aan jou kinders, jou alleenheid en jou vrese. Kyk net na Jesus aan die kruis. Weet dan, hy sien. En dit is so dat God nie altyd dadelik ons omstandighede radikaal kom verander nie. Maar ons weet dat hy teenwoordig is in daardie tye en dat ons veilig in sy hand is. Toe Jesus vir Maria sê, vrou, daar is u seun, en vir die disipel, daar is jou moeder, het hy op daardie oomblik die 5de gebod uitgeleef, eer jou vader en jou moeder. En hy het daar vir ons geleer dat liefde nie net 'n emosie is nie, maar dat liefde oorgaan in dade en dat hy daar voorsien het dat Maria die liefde van 'n seun kan ervaar. Liefde neem verantwoordelikheid. En liewe gemeente, dit roep ons, hierdie daad van Jesus wil jou en my, wat nog die voorreg het om 'n moeder te hê, oproep om iets te gaan doen vandag. Tel op die telefoon. Gaan praat weer met jou ma. Maar nie net vandag nie. Maar sorg vir haar. Sorg vir jou ouers wanneer hulle oud raak. Dit is nie so eenvoudig om maar net hulle weg te bære in 'n ouetehuis nie. Dis 'n manier om te sorg en dis 'n goeie manier, maar raak betrokke. Wees daar, gaan kuier, gaan doen moeite. Gaan hoor wat het hulle nodig. En u sal hoor dat hulle baie keer net jou nabyheid, jou stem, jou aanraking nodig het. En dan vir die moeders, hoor ook hierdie troos van Jesus se kant af. Hy sien die las wat jy dra, al sien die wêreld dit nie. Hy sien die nagte wat jy deurworstel en nie kan slaap nie omdat jy bekommerd is oor kinders of kleinkinders. Hy sien jou opoffering en jou trane. Jou diens, dit wat jy doen, is nie vir hom verborge nie. Maar ouers en moeders moet vandag ook hoor, jy hoef nie alles perfek te doen nie. Ons het dit mos nou nog gesê, daar by die kruis kan jy net jy wees. Daar waar moeders soms voel dat hulle gefaal het, dat hulle dalk meer kon doen, die Here ontmoet jou ook. En hy wil hê jy moet jou nou self daarvoor vergewe. Want dit is waaroor die kruis gaan, oor vergifnis. Vergifnis sodat jy weer vry
en ligter kan gaan lewe. Maar sien nie wat gebeur. Dit gaan oor versorging. Dit gaan daaroor dat Jesus na sy moeder kyk. En dit gaan daaroor dat hy dan iemand roep en gebruik om 'n verskil in haar lewe te kom maak. En wat ontstaan? 'n nuwe huis. Die kerk van Jesus is 'n nuwe familie wat ontstaan. Dit is wat gebeur by die kruis. Dat almal van ons weer kan kom behoort. So miskien is daar van ons wat juis uit 'n woelige, deurmekaar, seerstikkende huis kom. Maar dit is hier waar ons herstel kan word. So dink aan die mense wat alleenlopers is. Hulle kan hier weer deel van 'n familie wees. Hulle kan hier voel dat hulle versorg word. En as ons gaan kyk na die diens van barmhartigheid bediening en hoe daar kos uitgedeel word, is dit juis om vir mense te kom wys, al het julle nie, is julle nie minder as ons nie. Hoor ons dit? By die kruis ontstaan 'n familie wat gebou en gewortel is in die liefde en genade van God. So die oomblik wanneer u en ek, dat ons arms sal oopmaak vir ander wat saam met ons glo en saam met ons kom aanbid. En dan is dit hierso waar daardie, omdat dit vandag Moedersdag is, daardie tannies wat alleen is en wat oud is, dat hulle kan sê, hier is vir hulle weer 'n tuiste. Hier voel hulle weer geborge. So miskien deur die week is hulle soms alleen, maar hier voel hulle dat hulle ook hier mag wees. Al kan hulle nie meer baie doen nie, al het hulle kragte afgeneem, al kan hulle ook maar net soos die weduwee haar laaste 2 sentjie gee en eintlik weet maar in die groter prentjie hoe help dit nou die begroting? Maar hulle hoef nie so te voel nie. Want u en ek reik na hulle uit. Ons word die Johannese wat uiteindelik kom versorg en kom omgee. En ons durf nie, ons mag nie, ons rug ooit op hulle draai nie. So Moedersdag is nie net 'n dag waar ons na ons eie huise kyk nie. Dis nie net 'n viering van ons eie liefde vir ons ma's wat nog leef nie. Moedersdag wil vir ons kom sê, kyk verder. Kyk na jou eie ma. Maar gaan kyk ook, waar kan jy in 'n ander ma se lewe 'n verskil gaan maak? So broers en susters, om af te sluit, hierdie gedeelte help ons om raak te sien dat toe Jesus daar aan die kruis gehang het, midde sy pyn, was hy nie magteloos nie. Hy het daar nog steeds weer 'n disipel geroep, vir hom 'n opdrag gegee om te sê, gaan maak 'n verskil. En dit is ons almal se roeping, dis die kerk se roeping, om in hierdie nuwe familie 'n verskil te gaan maak. Om soos Jesus, daar waar krisisse is, hoop te gaan gee, liefde tasbaar te gaan maak. So as ek afsluit, wat gebeur by die kruis? U en ek kan met ons seer, met ons stikkend, met ons verwyte, met ons teleurstellings by die kruis kom buig. En dit is hier by die kruis waar ons dan vry kan word.
omdat God se genade genoeg is. En dan as ons van die kruis af aanbeweeg, dan kan ons 'n klein bietjie ligter wegstap, omdat ons weet ons het Jesus se liefde eerstehands beleef. En dan het ons die roeping om daai liefde met ander te gaan deel. So moeders, vergewe julleself as jy vanoggend voel dit is nodig. Kinders, vergewe julleself. Gaan maak reg as jy nog die kans het en die geleentheid het. En gaan leef Jesus se liefde vir jou ma. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, daar is soveel huisgesinne wat saam met U die pad stap en waar daar mooi dinge gebeur. Here, daar is soveel ma's en kinders wat wonderlike verhoudings het. En daarvoor kom sê ons dankie. Ons kom sê dankie vir elke huisgesin waar moeders en kinders saam met pa's nog 'n gesin kan wees en nog kan drome droom en kan vorentoe gaan. En ons vra, seën hulle verder. Maar Here, ons weet ook dat daar talle gesinne is waar daar stikkende verhoudings is, waar daar verwyte is, waar daar seer is. En vanoggend kom bid ek dat U sal vergewe, dat U ook daar sal ingryp en dat daar herstel en versoening in verhoudings kan kom. Here, ek bid ook dat elke moeder in ons gemeente veilig sal voel. Dat ons as manne elke vrou met die nodige respek en agting en liefde sal hanteer. Maar Here, dat hulle ook hier tuis sal kom. Ek dink veral aan die ouer tannies, die tannies wat al vir jare alleen is, mag hulle ook hier geborge voel, omdat ons U liefde met hulle deel. So Here, kom seën ons gemeente om meer en meer 'n nuwe familie te wees. 'n Huis waar daar versorging en liefde is, gebou op Jesus se verlossingsdaad aan die kruis. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.